Goeiemôre dierbares, ek groet vir u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Seuns van El Shaddai, ons gaste, hartlik welkom by ons oggenddiens vanoggend hier in Rehoboth, Namibië. Ook aan ons kykers op ons webtuiste of op die internet, wanneer jy luister na ons boodskap of kyk na die DVD, baie hartlik welkom en ons vertrou die Here dat hierdie boodskap vir u groot waarde sal hê en groot deurbraak en oorwinning sal bring. My tema vanmôre, the loss of the anointing. The loss of the anointing. Wanneer ek die salwing verloor. Wat gebeur wanneer ek die salwing verloor? Kom ons lees Lukas hoofstuk 15 van vers 8 tot 9. Van vers 8 tot 9. Lukas 15 van vers 8 tot 9. Or what woman having 10 silver drachmas, each one equal to a day's wages, if she loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and look carefully and diligently until she finds it. And when she has found it, she summons her woman friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, for I have found the silver coin which I had lost." Ek wil ook vir die 10de versie lees. Even so I tell you, there is joy among and in the presence of the angels of God over one, especially one wicked person who repents, changes his mind for the better, heartily amending his ways with adherence of his past sins. Daar is opgewondenheid in die hemel wanneer een siel tot redding kom. Nou, ek gaan my suster vinnig vra om daar agter vir ons net te staan. My suster het haar lewe vanoggend vir die Here gegee. Ander woorde, sy bekeer. Kan ons die Here lof op gee? Prys die Here. Jy moet vir haar baie bid en jy moet onthou om soos wat jy kan die dienste by te woon gereeld sodat jy krag kan kry en jy kan groei. So maak moeite, sacrifice om by die huis van die Here te kom sodat jy die woord van God kan hoor en gewas word in die apostoliese waters. Amen. Amen. Prys die Here. Kan ons die Here lof en vergee? En dit is wat die woord van die Here vanmôre sê. Wanneer een siel tot redding kom, is daar blydskap in die hemel. Au, prys die Here. Dis vers 10 wat so sê. Ons lees dan ook Romeine 8 en is weet Pastor Jackie het dit vanoggend gelees, nee? Romeine 8, ek gaan net een gedeelte vir u lees, Romeine 8 vers 26. Vers 26. So, too, the Holy Spirit comes to our aid and bears us up in our weakness, for we do not know what prayer to offer, nor how to offer it inwardly as we ought. But the Spirit Himself goes to meet our supplication and pleads in our behalf with unspeakable yearnings and groanings too deep for utterance. Daar sien ons hoe dat die Heilige Gees van God vir ons instaan. Wanneer ons bid, sê die woord van die Here, weet ons nie selfs wat om te bid nie. Soms bid ons verkeerd. Maar die Heilige Gees van God is saam met ons om vir ons in te staan by God voor die troon van God en vir ons in te tree waar ons verkeerd bid of nie weet wat om te bid nie. Baie keer dan voel ons daar's nie eens krag in ons om te bid nie, En donderdag wil ek vir julle sê dat Vrydag, donderdag namiddag, Vrydag heeldag
Saterdag was ek glad nie so lekker nie. Ek was eintlik siek. Maar weet jy, vanmôre is ek hier deur die genade van God. Amen. En ek is so dankbaar vir elkeen wat vir my bid. Dit is nodig dat jy vir die pa moet bid. Amen. Volgende keer gaan ek vir jy boodskap stuur en sê begin bid. Prys die Here, jy moet die ketting van gebed moet jy hou, want ons vergeet so maklik dat daar intercessors is wat kan bid. En ek kry 'n boodskapie wat sê dat daar moet gereeld mense wees in die huis van die Here wat bid, wat gedurig deur in gebed is. En daar moet mense wees soos die intercessorsgroep, wanneer ons in omstandighede is wat die vyand ons werklik waar sterk aanval, dan moet ons hulle kan laat weet. En hulle moet onmiddellik hierdie boodskapies uitstuur na die ander intercessors, en hulle moet daardie ketting van gebed moet hulle dan in werking stel. Amen. Dis belangrik dierbares, en selfs u ook, nie net ek nie, of ek en my familie nie, maar selfs u ook moet iets laat weet op ons WhatsApp groep, dat ons vir mekaar kan bid. Amen. En saam sal ons die vyand vernietig. Saam sal ons die vyand oorwin. Prys die Here. Nou my tema vanmôre, soos wat ek gesê het, wanneer ek die salwing verloor. Wanneer ek die salwing verloor. Nou my vraag is vanmôre, wat gebeur wanneer ek die salwing verloor? Ek wil vanmôre vir julle sê, daar is 5 komponente waaruit salwingsolie bestaan. En dit is vanmôre, ek het nie die Afrikaanse gedeelte nie, ek het net die Engelse gedeelte: cinnamon, calamus, cassia, olive oil en myrrh. Dis die 5 gedeeltes waaruit salwingsolie bestaan. 5 komponente: cinnamon, calamus, cassia, olive oil en myrrh. Dis die 5 gedeeltes. Anointing oil is called the spirit of grace and supplication because of the 5 components in it. Salwingolie word genoem die gees van genade, omdat hierdie 5 komponente in hierdie olie aanwesig is. Die salwing van God kom om ons te versterk. Dit moet ons weet. Die salwing kom sodat ons kan groei. Die salwing kom om ons van pyn te verlos. Die salwing kom om ons deur trials en tribulations te help, sodat ons oorwinning kan verkry in hierdie versoekings, hierdie probleme, hierdie depressie en al hierdie moeilikhede wat die vyand oor ons bring. Die salwing kom sodat ons oorwinning daaroor kan verkry. Die salwing van God is ook teenwoordig om getuies op te rig, né? Getuies op te rig. My suster het vanmôre haar lewe met die Here reggemaak en sy word nou 'n getuie van die krag van God. Amen. En sy kan nou uitgaan en sê, ek is nou kind van God. My lewe is verander, my sonde is vergewe en ek het 'n nuwe lewe in Christus Jesus wat op my wag. Die salwing van God is ook saam met ons om ons te prosper. Prosper beteken om ons voorspoedig te maak. Is dit nie waar nie? Die salwing van God is ook daar sodat ons God kan verheerlik, to glorify the Lord. En sonder die salwing van God, die oil of joy, kan ons God nie verheerlik nie, is dit waar? Vreugdeolie
daar moet vreugdeolie in ons lewens aanwesig wees, sodat ons God kan verheerlik. To glorify the Lord of glory. When we talk about the anointing, it means to be rubbed, to be covered, and to be smeared in oil. Dit beteken dat dit word afgesmeer, dit word toegedek, hierdie olie dit is besig om vir u toe te dek, en u word toegesmeer met olie. Dit is wat die salwing beteken. Amen. Dis amper soos 'n mantel wat oor u gegooi word, dit smeer af op u word toegedek, en die olie bly op u. Wanneer jy hier uitstap, moet mense ruik wanneer hulle by u kom, en hulle ruik so, dan kry hulle so 'n aroma van die salwing van God. Amen. Praise die Here. That means the anointing can be seen in someone's life. Het jy dit al gehoor? Die salwing van God kan gesien word op iemand se lewe. Die salwing van God kan gevoel word in iemand se lewe. As ek dink aan Petrus, die apostel Petrus, die salwing van God kon kilometers al, kon dit geervaar word. Charles Finney is iemand wat apostel van God, 'n radius van 5 kilometer, waarvandaan hierdie man bedien, dan het hy al genesing ontvang. Net wanneer jy in daardie area betree, dan het die aroma van die salwing van God vul jou en jy het oorwinning verkry. En dit is wat God se salwing doen. God se salwing stel 'n aroma vry wat die area rondom jou vul. En wanneer mense in jou teenwoordigheid kom, dan besef hulle word bewus van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Daar moet 'n aroma wees in ons lewens, sodat die mense daar buite dit kan sien en ervaar. The anointing oil is reference of the Holy Spirit, and the Holy Spirit is a person. U moet dit weet, dat die Heilige Gees van God is 'n persoon. Ons kan praat met die Heilige Gees, ons kan bid tot die Heilige Gees, en ons kan die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar. Amen. Want die Heilige Gees is 'n persoon. The Holy Spirit can feel, the Holy Spirit can be grieved and dwells within people. Hy kan voel, hy kan teleurgestel word, en hy woon in die mens. Wat 'n wonderlike saak vanmôre, wanneer ons sê dat die Heilige Gees van God is binne ons. Amen. Die Heilige Gees van God en ook Jesus, ons kan bid tot die Heilige Gees en ook tot Jesus. Maar wanneer ons nie weet wat om te bid nie, dan tree die Heilige Gees vir ons in. Is dit nie waar nie? Romeine hoofstuk 8, wat ons nou gedoen het, selfs wanneer ons verkeerd bid, dan tree die Heilige Gees van God vir ons in, en daardie Gees van God verander dan ons lewens. Ananias and Sapphira lied to the Holy Spirit, to God, and died on the spot. Wanneer ons leuns vir die Heilige Gees vertel, loop ons die gevaar om te sterwe op die plek. Dis baie gevaarlik om 'n leuen vir God te vertel. Want ek weet nie waarom mense eens probeer om dit te doen nie, want God weet alles. Die Heilige Gees van God is bewus van alles. En waarom mense nog probeer om die Heilige Gees van God bedrieg, is vir my net onmoontlik. Besef ons nie, wat is ons toekoms? Wat is die gevolge van leuns?
Melaatses, nadat hulle gesalf is met olie, is hulle terug verwelkom in die gemeenskap. Selfs die melaatses is gesalf met olie, want wanneer jy gesalf word met olie, beteken dit die Heilige Gees is op jou afgesmeer. Die Heilige Gees dek jou toe. Die Heilige Gees is binne in jou. Amen. En wanneer die Heilige Gees in jou teenwoordigheid is, kan jy nie meer dieselfde wees nie. Jy moet 'n verandering ondergaan. Amen. Jou liggie moet brand. Is jy saam met ons vanmôre? Beacon oil gee daar die lig wat al helderder brand. Die mooiste lig. En dis dan uitgestapte olie wat die lig laat brand. Prys die Here. En ons weet dat elke dimensie van die olie is 'n dimensie van die salwing van die Heilige Gees. The moment you got saved, you have been anointed by God with the Holy Spirit coming into you to dwell within you. Wanneer ek tot redding kom die Heilige Gees om in my te woon. Hoor jy vanmôre? So ek moet weet dat van hierdie oomblik af word ek genoem seun van God. Want die Heilige Gees van God woon nou binne in my. The priest was anointed as the servant of God, but also every believer when they get saved as a priestly anointing to serve God. Elke gelowige, daar's verskillende salwings die waar. Onthou 'n priester word gesalf as priester. Maar ek wonder vanmôre hoeveel van u weet dat u ook gesalf is as priester. Veral die manspersone van die huis. Wanneer jy tot redding kom, is jy gesalf as priester en profeet van die huis, van die vrou, van die kinders. Daar's 'n salwing wat op die lewe gebring is. En jy moet dit weet dat jy die gesalfde van die Here is. Jy is miskien nie gesalf as priester nie, maar jy is nogtans gesalf as 'n disipel van die Here. En daarom moet ons weet dat hierdie priestly anointing en the kingly anointing is upon me. Wanneer ek tot redding kom, is hierdie salwing alreeds op my lewe. Dan is daar ook die salwing van die koning. That anointing is the anointing to rule and to reign and to govern. Om te regeer. To rule and to reign in the midst of your enemies as a king. Kinders van die Here, ek het nie eens gesalf om te regeer as koningskinders op aarde in die teenwoordigheid van ons vyande, in the midst of our enemies. You are already anointed to rule and to reign as a king. Ons het nie nodig om te wag tot Jesus kom nie. Jy sal onthou ons het die gedeelte gekom, the return of Jesus Christ. En jy moet weet dat hierdie situasie waarin ons heiliglik is op die aarde sal nie weer wees nie. Daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Ek hoop jy verstaan dit. En jy het ook gehoor dat daar nie meer hemel toe gaan is nie. Ons gaan nie hemel toe nie. Ons gaan nie gerapture word nie. Weggevat word nie. Die wegraping gaan nie plaasvind nie. Ons gaan nergens hier nie, maar ons sal saam met Jesus Christus sal ons regeer op die nuwe aarde en in die nuwe hemel. Dit beteken ons sal alomteenwoordig wees saam met Jesus Christus en ons hemelse Vader. Want ons word verander
En ons sal dieselfde verheerlikte liggaam aanneem wat Jesus het. En Jesus Christus is alomteenwoordig saam met die Heilige Gees van God. Prys die Here. En wanneer ons 'n verheerlikte liggaam aangeneem het, het ons nie nodig vir 'n kamer en 'n bed om op te slaap nie. Ons het nie ook nie goue strate nodig om op te loop nie. Want die Gees loop nie. 'n geestelike liggaam raak nie moeg nie, hy slaap nie. Maar vir ewig en altyd gaan u op een of ander wyse you gonna fly. Prys die Here. U moet luister na die boodskap van die wegraping om hierdie saak te verstaan. U moet in die eerste instansie moet u ook luister na die boodskap van die terugkeer van Jesus Christus. Om te weet waaroor ons nou gepraat het. Amen. So hierdie gedeelte waar ons regeer as priester, as profeet, as koning is vir nou bedoel. Hier op die aarde. Daar gaan nie 'n tweede kans wees nie. Wanneer ons by Jesus kom, word die saak heeltemal verander. David was anointed 3 times. Believers gets anointed several times for you to grow and get strengthened. David was 3 keer was hy gesalf. Maar die gelowiges van die Here word 'n hele paar keer gesalf. Amen. Wanneer jy tot redding kom is die eerste keer. Om te groei word jy gesalf. Om versterking word jy gesalf. Vir deurbraak word jy gesalf. Om te regeer as koningskinders word jy weer gesalf. Daar is 'n hele paar keer wat die gelowige gesalf word. Om vreugde in jou lewe te hê, word jy weer gesalf. Sodat jou liggie kan helder skyn, word u weer gesalf. En wanneer u moet deurbraak verkry om sterk te kan afeindig, word u weer gesalf met goue olie. So daar is 'n heel paar keer wat die gelowige van God gesalf word. Prys die Here. Wanneer jy die stalwind verloor jy ook die overflow, die abundance. Die doping wat u gehad het, so Samson, toe hy daar sy hare afgesny was en hy vasgemaak was in die teenwoordigheid van die vyand, die Filistyne, het Samson opgestaan en gesê, ek sal dit weer doen. Maar Samson het nie geweet dat hy alreeds die salwing van God verloor het. Op daardie stadium het die Heilige Gees van God Samson verlaat. Samson het gedink, hy is nog steeds die Nasarener van God. Hy het nog steeds die krag wat God hom gegee het toe hy gesalf was. Maar Samson het nie geweet dat hy dit alreeds verloor het nie. En jy ken die storie van Samson, die waar is dat Samson is 'n tragiese held. Samson het groot dinge vir die Here gedoen. Moenie 'n fout maak. Samson sterwe op 'n wyse wat nie God se perfekte wille vir sy lewe was. Samson was volgens God se plan nie veronderstel om te dood saam met die vyande van God. Maar hy moes uitgestap het, 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Maar as gevolg van ongehoorsaamheid sterf Samson saam met die vyande van God. Ek en u moet seker maak dat wanneer ons die salwing van God verloor het, dat ons die salwing weer verkry. And the only time when you realize
which is the word of God. Wanneer ons voor die spieël staan en ons sien die persoon wat daar staan, dan besef ons dat ons die salwing van God verloor het. En wat is die spieël? Die woord van God. Van die woord van God is ook die apostoliese waters. Is dit nie waar? Dit is die bad van Siloam. En in die bad van Siloam word ons gewas. En die waters is die woord van God. En wanneer ons gewas word in die woord van God, kyk ons in die spieël. En ons sien skielik iemand anders raak. Nie meer die persoon wat die salwing van God dra nie, maar 'n tragiese held wat alreeds die salwing van God verloor het. En as net een manier, en dis die woord van God. When you walk in the word of God, then the oil continues to flow. Wanneer ek en u gedurig deur in die woord van God mediteer, dan vloei die olie van God. Die salwing van God kom op ons lewens af. Daar is 'n voortdurende vloei van die olie van God op ons lewens. Die goue olie, waar staan dit geskryf? Zechariah 4, nee? There is a ceaseless supply of golden oil from the olive branches to the olive pipes through to the bowl. Is dit nie waar nie? Daar is 'n voortdurende vloei van goue olie vanaf die olyftakke of die olyfbome wat Jesus Christus is, deur die goue pype wat u voorstel na die bad, die goue bad wat die man van God voorstel. En jy moet weet dat u vanmôre word genoem the golden pipes, the sons of oil. En as jy die olie verloor het, kan daar nie 'n vloei wees van die olie na die bad toe nie. When the anointing leaves you, the oil which covered you has dried up and you become proud. Wanneer hy Holy Spirit and that proud spirit come upon you, then you should know that you have lost the anointing. Wanneer ek begin trots word, hooghartig word, dan moet ek weet dat ek die salwing van God verloor. En jy moet dit weet, kinders van die Here, want wanneer trotsheid en hooghartigheid in my lewe inkom, beteken dit die salwing van God is op die ander kant uit. Wanneer ek aanstoot neem, wanneer die pastoor praat oor my sondige lewe, dan moet ek weet, ek het die salwing verloor. Want die salwing verkry ek deur die was van die waters in die bad van Siloam. En die waters is die woord van God. Die spieël is die woord van God. En dit alles stel voor die apostoliese waters. Die gestuurde waters. En dit is in hierdie gestuurde waters wat ek en u sien dat ons die salwing van God verloor. Ai, prys. Trotsheid is 'n karaktertrek van 'n delusion. 'n Delusion is 'n verwarrende persepsie van die waarheid. Nee? Wanneer ek verval in trots en hooghartigheid, is dit 'n karaktertrek van 'n wanpersepsie, 'n valse geloof dat ek is nog steeds die gesalfde van die Here. But
dan het ek alreeds die Heilige Gees verloor. Want ek sien my eie sondes nie raak. Wanneer ek daar gekom het, al wat vir my wag, is verlorenheid, die buitenste duisternis. Die woord van die Here sê in Lukas, hoofstuk 15 vers 8 tot 9, hy sê, wanneer 'n vrou 'n gedeelte of een muntstuk verloor het, skakel sy die lamp aan, sy vee die vloer van die huis, en sy soek, met baie sorgvuldigheid, soek sy hierdie verlore muntstuk. En vers 10 sê, vers 9 sê, en wanneer sy dit verkry het, vier sy fees, saam met haar vriendinne, omdat sy die verlore muntstuk gevind het. Wanneer jy die salwing van God verloor het, beteken dit net een ding, jy moet die huis skoonmaak, jy moet die huis uitvee, en die huis is hierdie liggaam, die tempel van God. Jy moet ontslae raak van alle vuilheid wat die liggaam ingedring het. En wanneer jy dit skoon gemaak het, vind jy dan hierdie kosbare muntstuk wat die voorstelling is van die Heilige Gees. En wanneer die Heilige Gees gevind is, vier die fees saam met die kinders van die Here, wat jy die kosbare muntstuk gevind. Is jy vanmôre saam met ons? Die kosbare muntstuk is 'n profetiese prentjie van die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ek gevind het. En vers 10 verduidelik dit so mooi vir ons. Wanneer daar een siel tot bekering kom, is daar opgewondenheid in die hemel. Wanneer jy die huis skoongemaak het, gesoek het vir die muntstuk, die Heilige Gees, jy hom gevind het, is daar opgewondenheid en tevredenheid onder die kinders van die Here en die engele van God in die hemel oor hierdie siel wat weer tot inkeer gekom het. Hallelujah. The moment you become successful, you become proud and no longer associate you with the humble people in the house. Wanneer jy so suksesvol geword het, dan verkry jy daardie gees van trotsheid en hooghartigheid. Want die nederige mense in die huis van die Here is nie meer u gelyke nie. Skielik pas die arme mense nie meer in by die stand, die lewensstandaard van u vriende en van hoeveel geld u verdien nie. U vergeet dat die sukses wat oor die lewe gekom het, is as gevolg van die genade van God. Wanneer die sukses oor die lewe gekom het, skielik mag die arme man u nie meer groet nie. U groet ook nie meer die arme mense in die kerk nie. Ek het vir die nuus vanmôre, kinders van die Here. When you get proud, you forget your limitations and cross your boundaries, becoming presumptuous. Wanneer jy suksesvol is, steek jy die grense oor. En skielik voel jy het die reg om ander mense seer te maak. Woorde te gee, sleg te sê, dinge te spreek wat nie van God af is. Kinders van die Here, dit is belangrik dat ons sal weet dat wanneer ons suksesvol is, dat sukses kom van God. Psalm 75. Jy moet dit weet dat God die een is wat die bevordering gee. Gaan lees Psalm 75. The Bible says pride comes before destruction. Trots kom voor die vernietiging. Wanneer jy trots begin word, hooghartig begin word, moet jy weet dat die vernietiging is om te draai.
nuwe spot. The second symptom of the loss of this anointing is discord, strife, fighting, and quarreling. Skielik is die mense in die huis van die Here nie meer goed genoeg nie. En dit beklei en dit stry. En daar's 'n gees van wedywering onder ons. Daar was 'n boodskap wat ek vir julle gegee het, beteken dit the place where you do not belong. Waar behoort ek? Daar's 'n plek waar ek nie behoort nie en daar is 'n plek waar ek behoort. Ons as kinders van die Here mag nie behoort in 'n plek van wedywering nie. Beklei en stry hoort nie onder die kinders van die Here nie. In die apostoliese profetiese reformatie is hierdie dinge uit. Want as hierdie dinge nog in ons lewens aanwesig is, het ons nog nooit bekeer nie. Wanneer ons bekeer het, is hierdie dinge vernietig, want die Heilige Gees van God is nou binne my. En al wat nou binne my is Galasiërs 5. Die vrug van die Gees. Liefde. Vrede. Lankmoedigheid. Selfbeheersing. Vriendelikheid. Goedheid. Getrouheid. Moedigheid. Prys die Here. As hierdie dinge nie in die lewe aanwesig is nie, beteken dit you were never saved. You were never baptized in the Holy Ghost. You never received the oil of joy. You never received the anointing of the Lord. Apostolies profetiese mense se lig brand as gevolg van uitgestampte olie. Want you've been through all the beatings of tribulations and trials. You've been through the trials and tribulations of this world. And there will be always a smile on your face. Your light will shine bright amongst the people in this world. Amen. Wanneer jy hooghartig en trots raak, begin ons te skinder. People start gossiping about each other, despising each other. Skielik is die ander mense wat nie so suksesvol soos ek is nie meer goed genoeg in die huis van die Here nie. En ek begin 'n skinder oor hulle. Min weet ek dat die salwing van God het my verlaat. As ek begin skinder oor mense en mense my medebroer en suster begin ek minag, dan moet ek weet dat die Heilige Gees is weg. Hy het my verlaat. Want die Heilige Gees skinder nie. Die Heilige Gees minag nie die mindere nie. Die Heilige Gees minag nie die armes nie. Die Heilige Gees minag nie die nederiges nie, maar die Heilige Gees rig die nederiges op. Prys die Here. Jy moet vanmôre mooi luister dat hierdie saak manifesteer veral in huwelike. Veral in huwelike tussen man en vrou. Die probleem is nie die huwelik nie. Die probleem is the anointing of the Lord God has left you. Die salwing van God het u verlaat. En skielik is die man of die vrou nie meer goed genoeg nie. Al wat ek sien is hoe sleg my vrou is en hoe sleg my man is, maar min weet ek dat die salwing van God het my verlaat. Want as die salwing van God nog in my gewees het,
sou ek Galasiërs 5, die vrug van die Gees in my vrou, in my man gesien het. Amen, versigtig gewees. Die respek en die eer vlieg by die venster uit. And you start calling each other names. Like, hey, het jy nie gehoor wat ek sê nie? Wanneer die salwing van God u verlaat het, dan begin u die vrou of die man hey te noem. Nie meer bokkie nie, of engel nie, maar te skielik is dit hey. Die salwing van God het u verlaat. En is tyd dat ek en u gewas moet word in die waters wat gestuur is. Die woord van God. Want die woord van God maak dat ons kyk in 'n spieël en ons kan sien dat die persoon wat hier staan sonder God en die Heilige Gees. The words I speak fathers you, mentors you. The doctrine gives the salt and the light. Die woord van God gee die sout en die lig. Amen. Prys die Here. Adam moes sy vrou respekteer. Want hy het geweet sy was die enigste een wat hom kon help. Hy kon nie anders nie. En Adam sê, she is bone of my bone and flesh of my flesh. Adam het nie 'n keuse gehad nie. Maar vandag het ek en u 'n keuse. As daar nie meer respek en eer in die huwelik aanwesig is nie, dan sê ons dit mos net, ek kan weer 'n man kry, beter as jy. Ek kan weer 'n vrou kry, beter as jy. Moenie vir my verleë maak nie. Ek is lankal moeg vir jou dinge. O, prys die Here, die was. Die doel van die vrou in die lewe van 'n man is om die man goed te laat lyk. En alle vrouens sê amen. Ek wil vanmôre vir die man sê, sonder die vrou sal u nie goed lyk nie. God het vir ons vrouens gegee sodat ons goed kan lyk. Amen. By the way, die klere wat u vanmôre aan het, is gewas en gestryk deur die vrou. U sou nie so mooi gelyk het as die vrou nie vir u so mooi. En u blink eintlik vanmôre van vetheid. When the anointing leaves, you lose in intimacy with each other. Wanneer die salwing van God verlore raak, verloor ons die intimiteit met mekaar. Counseling is not going to help you. You need the anointing to stop the quarreling. Om na die sielkundige toe te gaan sal nie help nie. Ons nodig die salwing van God. Amen. Prys die Here. Halleluja. Johannes 14 vers 26 sê, jy kan maar gaan lees daar, wanneer die salwing verlore raak, wanneer die salwing van God die verlaat, die Heilige Gees van God, sal allerhande sondes op u afkom. En u gaan betrokke raak in allerhande verkeerde dinge. U moet dit neerskryf. Wanneer die pastoor
sy salwing verloor. Moet hy geleerde salwing van gebruik maak. En hy moet vanmôre weet, dat as jy van geleerde salwing moet gebruik maak, dat jy in die moeilikheid is. En wanneer die pastoor van geleerde salwing gebruik maak, loop hy die gevaar om sy seuns te verloor. Romeine 8 vers 26 tot 31 says that the Holy Spirit intercedes and pleads before God on behalf of the saints according to and in harmony with God's will. Die Heilige Gees van God staan voor die troon van God en hy tree vir ons in. Wanneer ons nie weet hoe om te bid. Selfs wanneer ons verkeerd bid, is hy daar om ons te help. Sagaria 4 vers 6 sê, it is not by might nor by power, but by my spirit. Amen. Sê op gou vir ons in Afrikaans. Dis nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees. Prys die Here. Deur die Gees van God. Moenie dat jy die liefde wil inslaan nie. Jy kan nie die liefde inslaan nie. Dit is nie deur krag of geweld nie, maar deur die Gees van God. Die huwelik is 'n heilige instelling deur God in ons lewens daar geplaas. En slegs met liefde kan die huwelik gered word. Slegs met God in ons midde. You don't have to fast for God to bless you. Hoor net daar, ons het nie nodig om te vas vir God om ons te seën nie. Lukas 11 vers 13 sê, if you, evil as you are, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask? As die mense, ek en u, weet om goeie geskenke te gee aan ons kinders, hoe te meer God, om die Heilige Gees vir ons te gee, wanneer ons daarvoor vra. Met ander woorde, al wat ons hoef te doen, geliefdes in die Here, is vra. Wanneer ek die salwing van God verloor het, moet ek dit vra. Dis die enigste manier hoe ek dit weer gaan verkry. Die huis moet skoongemaak word, die vloer moet gewas word, al die gemors moet uitgegooi word, en dan moet ek die Heilige Gees van God in my lewe terug. Daar's geen ander manier. Daar's tye wat ons moet vas. Maar ons het nie nodig om onsself te straf nie. Enjoy life and eat. Eet jou kos. Sommige mense vas om verkeerde redes. Jesaja 58. Ek het nie nodig om te vas dat God my moet seën nie, want dit is God se perfekte wil om my te seën. When the anointing leaves, the demon spirits come into your house. Wanneer die salwing van God vertrek, kom die duiwel met al sy geeste sy intrek neem. En ons ken die woord van God. Wanneer die duiwel uitgedryf is en hy maak die deur oop, kom hy terug met 7 verandering en hy neem sy intrek. En ek sal erger wees as wat ek tevore gewees het. Daarom moet die kinders van die Here moet so versigtig wees, dat wanneer jy die bekering tot die Here gekom het, moet jy die duiwel nie 'n kans gee. Jy moet nie 'n deur oopmaak, sodat die vyand kan inkom. Want wanneer die vyand terugkom, kom hy met 7 van sy trawante terug, en hy neem sy intrek. En al wat gebeur, is jy verander ook in 'n duiwel.
You become mentally unstable and nothing is making sense to you anymore. Die mense kan maar vir u bid. Die mense kan maar die woord van God bedien. U word onstabiel en niks maak vir u sin. Wanneer die woord van God vir u bedien word, dan sê u die mense, dis nonsens. Want nou is daar die duiwel plus 7 ander duiwels binne in u. En al wat hulle doen, is hulle dans. En soos wat hulle dans, of soos wat hulle die viool speel, so dans u op maat van hulle se musiek. Amen! Prys die Here, ons maak klaar. Lukas 15 vers 8 en 9 sê, dat die vrou, wat die silwer muntstuk verloor het, sit die lig aan. Sy sit die lig aan. Sy gaan in haar kamer. Sy maak die deur toe. En dan wanneer sy die lig aangesit het, vat sy die woord van God en sy bestudeer dit. Amen. Dis die soeke na die muntstuk. En wanneer sy die oplossing gekry, is dit die oplossing vir haar probleem. Word sy opgewonde en sy nooi haar vriende en vriendinne om saam met haar fees te vier. Maar voordat sy dit doen, maak sy die vloer skoon. Sy bekeer. En wanneer sy hierdie muntstuk gevind het, die waarheid van God, die woord van God, gaan sy na binnekamer. Sy maak die deur toe, sit die lig aan. En sy lees die woord van God. Sy bestudeer die woord van God. Elkeen van ons moet, wanneer ons die salwing verloor het, dan moet ons soos hierdie vrou in ons binnekamer ingaan, die deur toemaak, die lig aansit, die woord van God vat en die salwing van God soek. Want dit is die enigste manier wat ons gewas kan word in die waters van God. Wanneer ons gewas is in die waters van God, sal ons kan sien. Ons kan weer sien, soos die blinde man wat die klei op sy oë gehad het. Amen. Mag die Here hierdie woord seën in elkeen van ons harte en mag ons oorwinning kry daarmee. Amen. Kom ons sluit die oë, ons bid saam. Vader, dankie vanmôre vir die woord. Dankie Here vir die openbaring. Dankie Here vanmôre dat ons weer kan hoor, Here, wanneer ons die salwing van God verloor het, is daar tog 'n manier om hierdie salwing weer terug te kry. Wat moet ons doen, Here, wanneer ons die salwing verloor het? U sê dit so baie mooi vanmôre vir ons, dat ons in ons binnekamer moet ingaan, die deur moet toemaak